Goeiemôre, ek groet u in daardie mooi oorwinnende naam, Jesus Christus. Ek gaan vanoggend met u profeties praat en 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, 'n woord van openbaring, noem dit net wat jy wil. Maar ek gaan nou met u praat oor Suid-Afrika. Dis vandag die 16 April 2026. En ek wil met u gesels. En daar's natuurlik 'n keuse en 'n oplossing aan die einde. Want hier is twee pole wat nou gaan gebeur in Suid-Afrika. Ons hoor profesieë jare. Suid-Afrika, jy luister hier. Suid-Afrika dit. Suid-Afrika dit. Nou kan ek gou vandag vir jou sê. Nou is dit hier. En nou moet jy jou keuse maak. Of die een pool of die ander pool. En ek gaan nou met jou daaroor praat. Natuurlik gaan jy nog spotters kry. Ons gaan nou ons ore hoor julle nie meer nie. God hoor julle spotters nie meer nie. Binnekort sal dit nou gebeur. Nou kom ek praat vanoggend en ons bid net gou saam. Vader, in die naam van Jesus, dat ek nie 'n woord sal aflewer as dit nie van U is nie. U weet hoeveel jare kom dit in die binnekamer, dat ek bid vir Suid-Afrika, en nou gaan Suid-Afrika op sy knieë gaan, in Jesus naam. Amen. Nou ja, dit is negatief en positief. Nou ek hoor mense sê dikwels dat 'n profeet mag net positiewe goed sê, strooi man. Wat het Elia geprofeteer, dat dit nie sal reën vir 'n tydperkie? Wat het ander geprofeteer oor 'n koning? Jy sal dit nie maak nie, jy sal doodgaan. So gaan lees weer die Bybel, dankie. Punt, kom ons sluit dit daar af, ek het die tyd vir daai redenasie nie. Maar een ding wil ek vandag vir jou vertel, dat Jesus ontsettend lief is vir jou, dit moet jy weet. Maar kom ons gaan kyk nou 'n bietjie, en daar is baie goed wat ek gaan herhaal. En ek gaan nou net op TikTok gaan, ek gaan op Instagram gaan, en ek gaan op YouTube gaan, en ek gaan 'n verkorte voice note op ons channel sit, WhatsApp channel, en ek wil so graag hê dat julle daarop moet gaan, want julle gaan ons verskillende boodskappe daar kry. Ek gaan hierdie boodskap ook daar gaan post. Maar okay, kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar goed. Kom ons begin eers die toestand van Suid-Afrika waar hy in is. Ek en jy kan in 'n sitkamer sit en vir 50 ure sit ek klaar. En dit gebeur ook in ons land, die mense kla verskriklik. En ja, ons mag kla, ons mag moan, maar ons moenie dat dit ons lewe raak en ons karakter nie. Potholes is aan die verskriklik, renosters word uitgeroei, plaasmoorde van plaas, crime is die hoogste wat daar kan wees, en so kan ons aangaan. Brandstofpryse skiet die hoogte aan, wat jy nie in jou dagtes lewe gedink het, dit sal gebeur in Suid-Afrika nie. Wat veroorsaak brandstofpryse? Brandstofpryse veroorsaak verhoging van groceries. Wat veroorsaak dit? Die kind wat reeds nie kos het skool toe nie, het nou glad nie. Waar hy 2 keer 'n week kos gehad het, het hy nou glad nie. Hier is 'n hongersnood, 2 miljoen mense van Suid-Afrika gaan slaaphonger elke aand. Wat gaan nou gebeur? Ek kan vir jou sê, meer as double up. Daar is 13 miljoen mense wat net af en toe eet. Ek gaan vir jou sê, dit gaan nou nog meer gebeur. Ry net rond, kom net uit jou eie gemak uit en gaan kyk. Ons wat werk in die mense, sit in die mense, kan sien hoe dit gebeur. En ek gaan nou net groet. En ons kan sien hoe dit gebeur. Hoe mense honger is. Ons kom by huise waar kinders 3 dae laas geëet het. Dit word, as hulle sterf, aan tering afgeskryf en aan ander verwante goed. Ek sê vir julle, ons is in 'n diep hongersnood alreeds lank in Suid-Afrika. Maar nou gaan dit nog verder. En die verskillende organisasies gaan dit nie beter maak nie, wat hulle blikkies wegsteek en wil gewere opneem en alles nie. Ek gaan vandag vir julle die oplossing gee. En as ons 'n slag, elkeen 'n deel van daai oplossingkie doen, sal Suid-Afrika draai. Jona was gestuur om te sê, dis verby met Nineve. Toe draai Nineve, hulle bekeer hulle,
en die Here het Ninive gedraai. Maar vanoggend wil ek vir jou, ek is eintlik by daai punt verby, ons het gewaarsku jare. Ek was by die Christenparty, die ACDP betrokke vir jare, ek was by #Hope betrokke vir 'n tyd, en ek het nou teruggestaan by partypolitiek, maar ek sal altyd druk toepas in Jesus naam, wat ons ook al doen. Maar ek gaan vandag praat uit die evangelie se kant uit, net 'n politieke party se kant uit nie. En ek wil net noem 'n paar goed. Suid-Afrika is in 'n toestand. Voordat ek kom by die twee pole. Mense, ons is 60 miljoen plus mense in Suid-Afrika. 20 miljoen het geregistreer by die stembus met die vorige verkiesing. 150,000 Christene het vir 'n Christenparty gestem. Daar is groot fout. 1200 aborsies 'n dag. 29 Oktober 1996 het die DA, ANC en nog ander aborsies ingestem. Woke is nou verskriklik. Man en man trou, dis nou nie meer snaaks nie. As jy nou daaroor praat, sê mense, jy nie genade nie, jy nie liefde nie. Dit bly sonde in God se oë, en daarom het Sodom en Gomorra vergaan. En nou is wat kom na Suid-Afrika toe. Hoor my nou, hoekom wil ek dit bevestig? Ek het vanoggend weer die man gebel, Cliffy Hobbs, wat met my 25 jaar plus minus, ons kan nie sê is dit 27 jaar terug of 25 jaar nie, het ons by 'n petrolpomp in Kimberley gestaan. En hy sê daar was 'n ander man ook by. En toe was pryse, ek het nou reg verstaan, onder R10. Hy sê tussen, dit het van R12 na R13 of so iets gegaan. En toe sê ons, nou waar hy ook al was daai tyd, ek is nie seker nie. Toe sê die oom, joh, waar gaan ons draai? En toe sê ek hierdie woorde, dit het daarop neergekom, ou kan die 25, 26 jaar terug se woorde 100% onthou nie, maar dit het daarop neergekom, wanneer hy R30 is, sal Suid-Afrika op sy knieë kom. Wanneer hy R30 is, sal Suid-Afrika op sy knieë kom. Ek het ook nou ander uitlatings gemaak, God sal bly sorg vir ons, al daai goed. Maar die feit is, ek bid jare, elke aand vra ek drome, ek bid deur die dag. Ek sê, Here, wys my, wanneer gaan u toeslaan op Suid-Afrika? Ek gaan nou vir jou sê, ek het vanoggend weer gebid, God gaan nou toeslaan. Wat bedoel ek daarmee? Is 'n baie liefdevolle God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Maar hierdie God het ook 'n trek rekord. Wanneer die Jode afgode aanbid het hulle moeilikheid gekry. Hierdie God het 'n trek rekord dat hy ook wraak kan uitoefen. En glo my, in die Nuwe Testament ook. Een van dit is 1 Korintiërs 3 vers 16. Waar hy sê, jou liggaam is 'n tempel van God. En as jy hierdie liggaam skend, het sy deur nikotien, drank of wat ook al hoerery, sal ek jou skend. Dis Nuwe Testament, hoor. Ek sê dit maar net vir jou so, by the way. En dan kan ons nog gaan kyk wat sê Openbaring wat kom. Hierdie God is 'n liefdevolle God, maar daar's 'n kant van hierdie God, jy moet hom nie krap nie. Nou, daar's twee pole. En ek wil net so 'n bietjie hier kyk wat het God met my gedeel. Die een pool is God se pool. 'n Heilige lewe, 'n wonderlike lewe. Hy het vir ons in stoor oorvloed. Hy wil hê ons moet eet. Hy wil hê niemand moet honger ly nie. Hy wil hê daar moet vir armes gesorg word. Hy wil hê die land moet prosper. En dan is daar die duiwelse kant. Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel en te slag en verwoes. En ek gaan jou nou net twee pole meer in detail verduidelik, en jy moet sê in watter pool is jy tans. En vandag het jy die reg om oor te kom na 'n ander pool toe. Nou hoor gou mooi. Die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Dis Satan. Dit is die pool van Lucifer. Kom ek noem so 'n paar goed om dit te stuur. Mense sal, jy moet nie nou net dit noem nie, jy moet nou ook oor dit praat, jy moet ook oor dat praat. Luister, beperkte tyd. Praat jy daaroor, gaan op jou Facebook en praat daaroor wat op jou hart is. Ek praat die goed wat nie godsdiens is nie, maar wat vir God krap, en wat God nou Suid-Afrika op sy knie bring. En ek kan dit bevestig oor die woord wat ek daardie dag
net gespreek het, is nou in wording. Dit gaan nou gebeur, en dit gaan afhang wat jy gaan beleef. Watter pool is jy? Ons almal gaan dit voel. As 'n aardbewing daar is, al is jou huis hoe mooi gebou, jy voel die trillings. Ons wat heilig lewe sal die trillings ook voel. Maar sekere goed, wat jy agter die gordyn gedoen het, sal nou geopenbaar word. Jy gaan dit belewe. God skud Suid-Afrika. Here, ek bid ook u, kom skud hom, dat die sweer oopbars. Suid-Afrika kan nie genees word, dit help nie. Here, moenie laat die petrolprys opgaan nie. Bring hom af. Here, moenie laat dit gebeur. Here, moenie. Nee, Here, laat dit nou oopbars. Laat dit oopbars. Laat kom wat moet kom. Dat ons ore kry, want ons is verhard. En ons bid nou vir reën. Nou net sit ons in die bar as die reën daar is. En ons suip, ons 10de wat ons vir God moet gegee het, sit ons suip ons uit. Ek bid, Here, ek kry swaar. As sit dit suig ek aan die sigaret om my longkanker te gee en emfyseem te gee. Suid-Afrika se hospitale is in 'n toestand oor geld wat uitkom. Die staat betaal verskriklik oor rookverwant en drankverwant en hoerverwante siektes. Moet die staat dit dra? Die staat noem dit sondebelasting. En jy wil van my sê, dit is entertainment. Die staat wat van die pad af is, noem dit sondebelasting. Maar oké. Nou, dat ek net hier kyk. Een deel gaan geestelik oorleef. Een deel gaan nou weet, hulle het met God gespot. Hoor nou, ek kondig dit sommer nou af. Hulle gaan dit nou weet. Watter kant is jy? Jy kan met jou mond, hoeveel keer sê jy is lief vir die Here? Jy kan met jou mond, hoeveel keer sê jy dien God? Wat sê jou dade? En kom ons gaan kyk na die dade. Die kant van God se dade is, ek dien die Here, ek lees my Bybel, ek doen worship, ek het die vrug van die Gees, ek struikel ook partykeer, en ek strip my hier, of ek doen dit, of ek ry ook oor die stopstraat. Ons is nie volmaak nie, maar ons dien die volmaakte. Maar daar is mense wat hulle hoer, hulle drink, hulle doen net wat hulle wil, dan noem hulle dit, dis genade, strooiman. Jy kan nie gaan doen wat jy wil nie, en jy roep genade daaroor uit nie. Genade is nie 'n tafelklietjie, 'n tafelding wat jy oor 'n tafel gooi, wat jy oor jou sonde gooi nie. Genade is iets wat God gee vir die een wat reeds hom soek. Okay. Nou, God se kant soek hy 'n heilige lewe, nie 'n lang gesig lewe nie. Party mense dink as hulle in kerke loop en hy trek sy gesig soos 'n donkie, dan lyk hy nou verskriklik heilig, maar gisteraand het hy gehoer, gisteraand het hy gerook en gesuip, en gisteraand het hy allerhande verkeerde goed gedoen, gedobbel. Maar hoor gemooi, kom ons praat reguit, en vloek my, doen net wat jy wil, ek lewer hierdie boodskap af, en jy sal weet, wanneer die sweer oopbars nou in Suid-Afrika, sal jy weet, ek het nie ore gehad nie, daar was mense wat geroep het, wagters staan op die muur en roep, en party verhard hulle harte, net so het Farao sy hart verhard, hulle is in die Rooi See het hulle omgekom, die tyd is nou hier, ek gaan jou vra om te luister, as jy nie wil luister nie, sal God met jou deel. Hoekom skree jy so? Jesaja 58 vers 1 sê, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie, en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Hoekom skree jy so, as jy suip? Hoekom skree jy so, bring my sigarette? Jy kan skree vir die sonde, om dit te verheerlik, maar ek mag nie skree nie. Ek is van nature hartprater, so ek skree nie, maar prys die Here. Kom ons gaan kyk gou. Wat is die kant van die pool van God? Hulle lewe Markus 16 vers 15 uit. Hy's betrokke by evangelisasie. Iemand wat vir my sê hy's 'n jaar plus by die Here en hy's nie betrokke by evangelisasie nie. Ek sit 'n question mark agter jou. Jy doen nie God se opdrag nie. God se opdrag was, gaan verkondig die evangelie. As jy dit nie by die petrolpomp doen nie, as jy dit nie waar jy brood koop doen nie, as jy nie as jou kerk dit nie voluit doen nie, nie so bietjie nie, hulle moet uitgaan, hospitale, alles nie, of jy gee nie vir evangelisasie nie, iets moet jy doen.
En ek sê nou vandag vir jou, as jy nie betrokke is daar 'n vraagteken agter jou Christenskap, want hoe ignoreer jy 'n groot God wat gesê het, dis sy opdrag, voor Jesus hemel toe gevaar het. Hoekom ignoreer jy hom? Ek sê nou vir jou, as jy kan vuil grappe uitstuur op jou WhatsApp, en jy kan Jesus nie uitstuur, is daar fout. As jy heel dag uitstuur oor, kom die Sabbat na, dit is boos, dat is boos, julle moet nou 'n slag nie vark eet nie. Luister, dis nie die evangelie nie. Kom by die evangelie van God uit. Jesus red nog, Jesus genees nog, sy naam is hier Jesus Christus. In Israel is hy Yeshua, by party tale is hy Yeshu. Maak nie saak nie, hy word geïdentifiseer as die seun van God. Jy hou jou op 10, 20 jaar, net, hy moet nou so gespel word met hierdie I hier, hierdie A daar. Jy is so vol godsdienst, dat jy nie 'n verhouding met Jesus het nie. Okay. Die kant van Satan, dat is net twee kante, God of Satan se kant. Gaan vir jou paar noem, en kom ek skop sommer weg. Jy is vol sonde, jy regverdig jou sonde, jy vloek jou vrou of jou man, daar is altyd probleme in jou huwelik, jy kan nie oor dit kom, dan is daar fout met jou verhouding met God. Ek en my vrou verskil ook aan mekaar, maar soos ons vroeër jare verskil het, elke dag, dan is daar fout. Dan is daar groot fout. As jy elke dag sit te stry in die huwelik, dit beteken jy is nie op die punt met God jou verhouding reg nie. Want as jou verhouding met God reg is, sal jou verhouding in die huwelik regkom. Jy wat altyd by die werk sit as kinder. Dit is Satan se kant, hoor. Dit is Satan se kant. Jy wat altyd fout vind by die kerk. Ek praat nie van aborsie, as twee man trou nie. Ek praat van, kyk nou daai skoene, kyk nou daai rok, kyk nou daai dit. Hoekom staan die voorsangers nie so nie? Weet jy wat, as mense wat sê, alle kerke is van die pad af, daarom gaan die kerke toe nie. So het hierdie 60 miljoen plus mense, is jy alleen wat reg is? Sies tog. Jy dink aan baie van jouself. Hoor gou, daar is baie kerke van die pad af, maar daar is baie kerke wat die regte ding doen. Gaan na die samekomste toe. Okay, nou wil ek 'n bietjie praat oor politiek weer. En gaan af as jy wil. As jy sê dit hoort nie by Christendom nie. Ek sê, om 1200 babas 'n dag dood te maak. Gaan party af. 1200 babas 'n dag dood te maak. Is dit politiek of is dit moord? En nou sê ek weer, as jy dan 'n verhouding met Jesus het, en jy kom by die stembus, hoe kry jy reg om te stem vir 'n party wat aborsie doen, wat man en man trou, en wat dit, hoe kry jy dit reg? 'n Pastoor sê nou die dag, hier van 'n Noord-Kaapse dorp vir my, ek was so teleurgesteld, ek kan dit nie glo nie, en ek kry al hoe meer sulke mense, pastore, nie alle pastore nie, van hulle, sê, Roos los die DA uit, ten minste sal hulle die ANC teestaan, hoor gou, DA het veroorsaak 1200 babamoorde 'n dag. DA veroorsaak man en man trou. Los hulle asseblief uit. Het jy 'n binnekamer verhouding? Want as jy 'n binnekamer verhouding het, pastoor, sal God met jou gedeel het. Weet jy hoeveel pastore staan vir die DA as kandidaate? Dis 'n skande dat jy by Satan jou skaar. Ek sê jou regtig, jy's by Lucifer. As jy by die DA, ANC, EFF, daai klomp, jy's by Lucifer. Gister bel 'n vrou my en sê, ja, sy weet ek het daai tyd gewaarsku oor 'n sekere party, en sy het nou in wolf geraak, en gister vra hulle vir haar, leer asseblief die Koran. Sy het gedink is 'n Christenparty. Luister asseblief, en lewe Suid-Afrika. Ek is amper klaar. Jy het 'n keuse nou, watter pool gaan jy wees? En jy het 'n keuse vir 'n weekie. Suid-Afrika gaan geskit word. Weet jy wanneer hy? Ook nie meer geskit word, hy word erger as skit. Erger as skit. Hulle het Israel aangekla. Tog. Kry oor die 700 boodskappe 'n dag. Die Israel is die Israel. Luister nie. My God wys in die Bybel die afmerkings van die plekke, dis dit. Is al die Jode reg? Nee. Is Netanyahu reg? Nee. Maar dis die Jode. En my God het gesê, bid vir hulle, klaar vir my.
Mense, regs en links moet by God uitkom. Baie vinnig. Gister het 'n regse ons weer gedreig. Jou dreiging maak niks. Pas op. Okay. Wat ek wil sê, verder, die Church Defenders, dankie Pastoor Mukuba, en hier vir ons opstaan. Hier is 'n Deborah in hierdie tyd. Ons was nou die 20.000 by Pretoria, by die Uniegebou, ons was 15.000 by Kaapstad. Ek kon nie gemaak het by Durban nie, was julle. Dankie vir elke pastoor wat saam is. Ek het pastore al gepleit om deel te raak. Hulle wil nie deel raak baie nie. Baie het toe deel geraak, of nie baie nie, 'n bietjie. Ek wil weer noem, van ons 20.000 by Uniegebou, was ons seker 200 wit mense. Ek wil ras praat. Het ons gearriveer. Die kerke se deure was amper toe, die eerste Sondag al van hierdie jaar. Maar as 'n vrou, Pastoor Makuba, sy veg het in die hof, sy veg het oral. Gaan kyk op Church Defenders, op hy page, en ondersteun hulle asseblief. Okay, wat is die oplossing? Kom ons lees eers Matteus 8, vers 23 en 27. Wat ons uitroep is. 8, vers 23 tot 27. En toe hy in die skei klim met sy disippels hom gevolg, daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap. Daarop kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. Is dit nie ook ons gebed nie? Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. Hoekom, waarom is jy bang? Hoor gou, hierdie oorlog is nie 'n wit en swart oorlog, jy stop met daai nonsens. Hierdie oorlog is nie net Julius Malema nie, hy is deel van dit. Sal vandag hoor wat gebeur. Hy is deel van dit. Hierdie oorlog is wit, swart, bruin, Indeer, wat by God is in die een pool. En dan die slegte pool, is daar ook swart, wit, bruin, Indeer. Watter kant is jy van die pool? Die oplossing is Markus 16 vers 15. Gaan die hele wêreld aan en verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Ek wil jou vra om nou te beginne betrokke raak by God se saak. Dankie vir elkeen wat saai by ons. Ons is nie al die evangelisasie move nie, daar is baie. Vra jou kerk om iets te doen. Vat 'n koevertjie, sit geld en gee Sondag vir die pastoor. Sê hierdie is nie vir die kerkkassie, is vir evangelisasie. Wat gaan jy daaromtrent doen? Dat jou kerk net kan begin 'n traktaatjies druk en iets doen. Baie kerke is besig. Ek het nou getoer en ek was by 2 kerke wat wraggies. Hulle verkondig die woord. Hulle reik uit onder die armes. Hulle doen straatwerk. Hulle doen die werk. Daar's wonderlike gemeentes nog. Ek wil julle vra om by die WhatsApp channel aan te sluit. Ek sal hom nou net post hier op die comments, want ek post alle boodskappe daarso. En dan kan jy. Nou wat nou oor Suid-Afrika? Ek kan jou net vra om te bekeer. Ek gaan 'n gebed doen. En jy wat wil bekeer, laat jy bekeer. Die wat bekeer is, gaan doen die werke van bekering. Dra die vrugte van bekering. Lees jou Bybel ordentlik. Dien God, sorg vir die armes. Sorg vir die weduwees. Vertel die evangelie elke dag. Raak betrokke, Markus 16 vers 15. Maar is Suid-Afrika op sy knieë? Yes, ek sien hoe buig hy. Hy kom nou. Hy buig nou. En dit gaan nou gebeur. Kom ek deel met julle iets, en daaroor moet julle nou nie bekommerd raak nie, sit dit net so in julle agterkop. Ons is ook nog nie gereed daarvoor. Daar is organisasies wat sê, as die oorlog in die stede uitbreek, gaan dit gebeur, gaan dit nie gebeur nie. Ek het nou nog geen woord van die Here gekry nie, maar net uit wysheid dink ek, ja, dan gaan so iets gebeur. As daai man van vandag toegesluit is, gaan die mense nie beginne iets doen nie. Miskien nie. Ek gaan nie sê ja nie, ek gaan nie vrees aanwakker nie. Ek is saam met die Here. Maar, ek wil net vir julle vandag sê, alle rasse,
kinders van God en verlorenes. As die dag jy pop op die venstryk, jy moet jaag met jou karavaan, jy moet jaag met jou kar of met jou fiets, of met jou tent, en jy weet nie waar toe nie, ons het die groot plek nie, maar ek sal vir jou water en meel kan gee. Daai dag moet jy kom. Moet nie nou kom nie, asseblief. Moet nie nou uit vrees uitkom nie. Ek sê as daar groot foute is, hou dit maar so in jou agterkop, dan is jy welkom. Ek weet daar's ander groepe ook, wat net sekere rasse toelaat, by ons is almal welkom, maar hier by ons sal jy kos kry wat jy moet eet, wat jy kry, jy gaan vark ook eet, so moenie kom as jy wil dit nie gaan eet nie. Jy gaan pap kry, ons gaan nou 'n dam bou waar daar altyd water uitloop, is harde grond om jou tent op te slaan, so ons weet nie waar ons mekaar indruk nie. Ek gaan groot, as so iets gebeur, groot pale opsit, met speakers, en elke middag sal daar 'n Bybelstudie wees, so as jy nie lus is vir daai goed, don't come here. Ons gaan hier bid in God se aangesig soek, only when there is war. Okay, dis net 'n dingetjie, moet nou nie rondhardloop, rooies maak reg, en rooies doen dit asseblief. Ek sit vir jou iets in jou agterkop, dat jy weet, hou op vrees. Maar hier is nou nie blyplek vir mense wat môre bel, kan ek hier kom wegkruip nie. Nee, is nie. Ons lei sendelinge op. Die oplossing, Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Raak betrokke by evangelisasie. Ek gaan nou al ons besonderhede vir jou post by die komment. En dan gaan ek nou op YouTube gaan, en dan Instagram, en dan gaan ek, wat is die ander een, TikTok gaan, en ek gaan nou net 'n voice note, 'n kort voice note los op die WhatsApp channel. So gaan asseblief daar, en raak betrokke, dat jy elke dag weet wat ons doen. Okay, die Here seën, en hy's baie, baie lief vir julle. Gee julle harte vir Jesus. Ek gaan nie die bekeringsgebed doen nie. Jy gaan kniel nou, en jy gee jou hart vir Jesus.